Johannes Pietersfontein se dinamiese Kleinboet is 'n Cabernet Sauvignon Bordeaux versnit. Die volronde rooiwyn is altyd betroubaar en heerlik en kan ook tot 7 jaar verouder word. Nou vandag se burger is daai tipe wat jy sommer met jou hande wil eet. Sappig, geurig en net eenvoudig lekker. Nou wat ek van hierdie resep hou, is dat dit eintlik baie maklik is, maar dit voel soos 'n regte bederf. Perfek vir 'n naweek, 'n vinnige aandete of selfs as jy mense oornooi. 'n Natuurlike burger is net so goed soos sy laag. En vandag wou ons 'n regte volsmaak burger van bo tot onder of van onder tot bo. Ek begin met die ster van die gereg en dit is my beef patty. Nou jy kan dit by jou slaghuis koop of self maak, maar vandag hou ons dit maklik en gebruik ek die wat ek klaar gemaak by die slaghuis gekry het. Nou ek sprit dan nou bietjie van die olyfolie in die pan en dan braai ek die patties net tot dit gaar is. Maar steeds effens so pink aan die binnekant, jy wil hom nie oorgaar maak nie, want dit is nou waar die vleis lekker sappig bly. Jy kan dit ook in die oondrooster teen 180 grade as jy verkies, ek doen dit vandag so halfte. Sodra die patties dan uit die oond kom, gee vir hulle 'n lekker hupstoot met ek wil sê Jimmy sous, ek weet nie of ek dit so mag noem nie, maar enige lekker steak sousie wat jy kan kry, en dan verf jy dit nou net liggies so oor die patties. En dan nou laaste vir daai kaas. Ek sit 'n sny goude kaas bo op elke patty. Jy kan dit net so los of dit dan nou laat smelt met die patties wat nou nog warm is. En daardie gesmelte kaas oor 'n warm patty, dis mos nou waar die lekkerte begin. So ek het so lank hierdie gedoen dat ek net vir jou daai stap kan wys. Hulle is besig om gaar te word. Daardie gaan ek nou in die oond sit. So hier verf hom net so oor. Alhoewel ek hom nie vroeër opsit nie, is omdat dit 'n soeterige sous is, dan brand hy gewoonlik vas onder in die pan. So jy kan ek gaan daai ander nou klaar smeer en dan kan jy nou hierdie net so bo oor sit en daai hitte gaan nou lekker daai kaas smelt. Nou wanneer ek terug is, maak ek die vars heuning mosterd koolslaai wat hier langs my is. Nou hierdie burger gaan dit perfek balanseer daai slaai. Nou vir die vars element wat hierdie burger lig en gebalanseerd maak, is my heuning mosterd koolslaai. Nou ek begin met die witkool en wortel wat ek fyn sny. Nou jy kan 'n mandolien gebruik of sommer net met 'n baie skerp mes dit fyn sny. Nou dit gaan alles in 'n bak en dan meng jy dit die sous nou net saam met hierdie. Nou ek het dit reeds nou net die kool en die wortel so 'n bietjie gemeng. Dan kom ons nou by ons sous en dis mayonaise en dan het ek Dijon mosterd. Nou ek het die gladde een en die korrel een wat ek ook dan nou hierso in die bakkie gooi en volgende is dit bietjie heuning. En dan natuurlik ook 'n bietjie suurlemoensap. Nou kom ek doen dit net gou eers terwyl ek nou vir julle daarvan vertel. Dan volgende is dit ook dan nou natuurlik die sout en swart peper. En net vir ekstra lekkerte is hierdie eintlik 'n slaaisous, want dit is daai honey mustard een. Nou ek gooi dit ook sommer net in, net vir ekstra geur. En dan al wat jy nou is, jy moet alles mooi roer tot alles goed deurgemeng is. En dan in die koolslaai gooi jy dit nou in en dan word dit nou lekker romerig en egalig. Jy moet dit nou tot onder in die bak. Dan hierdie slaai gee dan nou natuurlik vir die burger daardie perfekte kombinasie van romerigheid, soet, sout, effens suur wat baie goed natuurlik werk saam met jou vleis. Nou as jy tyd het, kan jy dit vir 'n rukkie in die yskas sit. Dit maak net daai geure nog beter. Maar eerlikwaar, hierdie is een van daardie dinge wat jy sommer dadelik ook kan gebruik. Nou die laaste element is vars rooi gepekelde eie en as jy nie die gepekeldes gebruik nie, dan gebruik jy sommer die gewone rooi eie. Nou ek gaan hierby nou meng en as ek terug is, sit ek alles bymekaar en bou daai perfekte burger en dis altyd my gunsteling deel. Nou is dit tyd om ons burger te bou. Nou ek begin met my geroosterde rolletjies wat sommer vinnig in die pan of op hierdie plaat gedoen is en op die onderkant smeer ek dan 'n laag gladde maaskaas. Dit gee sommer dadelik daai ekstra romerigheid. Dan pak ek my brosblaarslaai en 'n paar dun skyfies rooi
daai rooi eie daarop, dan kom die ster, is die sappige beef patty en dan die gouda kaas bo-op en dan skep ek 'n goeie lepel van hierdie heuning mosterd koolslaai oor. Nou as jy hou van 'n bietjie skop, kan jy selfs daai jalapenos of 'n chili vir 'n bietjie varsheid en ekstra skop bo-op sit. Dan sit ek die boonste broodjie op. En daar het jy 'n regte huisgemaakte gourmet burger. Nou genoeg gepraat, kom ek wys gou vir julle. So ek sit so 2 blaartjies van hierdie op en dan is dit die rooi eie. My patty. En dan die koolslaai bo-op. En dan heel laaste die boonste broodjie en dan hier het ek sommer 'n mengsel van aartappelskyfies en wortels en dit het ek bietjie sout opgesit, olie en dan dit net in die oond gerooster. Ek het dit so bietjie vooraf gekook net dat dit daai ekstra sagtheid in het. Nou hierdie beefburger is sappig, geurig en perfek gebalanseerd met die vars koolslaai. Dis eenvoudig om te maak, maar vol soos 'n regte bederf en dis presies wat ons wil hê vir 'n lekker ete. Nou die resep is beskikbaar op die webtuiste. Geniet die naweek en onthou, 'n goeie burger eet jy met albei jou hande. En as jy gewonder het hoe, dan vat jy hom so, jy druk op en jy hap hom.